Goeiemiddag julle in en ommers. Ons kuier hier in Piketberg. Nou ja, koffie is deel van ons lewe hier in Suid-Afrika. Eintlik reg oor die wêreld, né, Erik? Ja, trend, ja. En ek kuier saam met Erik van Berg Koffie. Erik, hoe gaan dit? Met my gaan baie goed, dankie. Ek hoop so met julle ook. Nee, dit gaan goed. Ons staan hier by 'n koffiemasjien wat lyk soos 'n stoomlokomotief en ons ruik wonderlike aromatiese koffie. Wat gaan hier aan? Wel, julle is nou by Berg Koffie hier in Piketberg. Ons is hier gebore so in 2020 in die middel van die lockdowns. Het ons 'n droom en 'n passie wat ons oor die 13 jaar aankom aan die gang gesit. So groot lekker geloofstap geneem. En so aan die einde van 2021 het ons die stoomtrein hier ingebring in Piketberg in. Piketberg se eerste koffierooster stoomtrein. Dit is 'n massiewe ding. Hy's langer as ek. Ja, hy weeg nogal 'n vraggie. Ons het so 7-8 ouens om hier ingetrek en hier gemaak staan en dit ons het net so 'n geloofstap gevat en begin koffierooster. En nou is ons alweer 5 jaar later en hier staan ons met die Berg Koffie en ja, ons rooster. So, En jou rooster. Ja. Sover ons gaan, vandat ons ver oggend hier ingestap het 8:30, het ons by almal Berg Koffie gekry. En ek kan nou nie vir jou sê jy weet wat die een was dit nie, want hulle sê mos nou vir my is Berg Koffie. Ja. En ons het Berg Koffie gedrink. Die hele dag in Piketberg. Is die enige ander mens wat koffie maak nie. Dis sover ek weet nie. Dis sover ek weet nie. Ja. Hoe ver versprei jy? Kyk, ons het kliënte in en om Piketberg, Portable se kant toe, Langebaan, ons het kliënte in Noordwes, Johannesburg, Pretoria se wêreld. Ja, nou mense van reg oor Suid-Afrika het al by ons bestel hier en daar. Ons meeste van ons kliënte is maar mense wat ons op by markte ontmoet het, Ja. of wat hier kom kuier het, ons koffie gedrink het, of by een van ons kliënte in Piketberg gedrink het en van die koffie gehou het. En dis vir ons, ek dink dis vir ons belangrik. Dis vir ons belangrik dat jy Berg Koffie is in Piketberg. Ons gaan oralste, maar dis vir ons belangrik dat jy ons leer ken, ons koffie proe en drink omdat dit lekker is. Dit is lekker. Hoorie, ons het hom 'n cappuccino gehad en ons het hom 'n koffie gehad en ek dink ons het in alle forme gehad, warm en koud. So, die mense in die dorp is baie trots op Berg Koffie. So hulle vertel vir ons ook baie van Berg Koffie. Wil jy nie net vir ons kykers vertel hoe het dit begin? Waar het jou liefde vir koffie ontstaan? Was dit nog altyd so? Ek het nog altyd, kyk, ons almal begin mos maar by ons kids koffies. Ja. En so 13 jaar terug het ek begin eksperimenteer met groen koffie, 'n rooster. So ek het vir my soos 'n ploegskaar, het ek 2 handvatsels vas geswys en ek het begin op die gasstoof dit rooster met 'n houtlepel. En ek onthou altyd, want as jy in die roosterproses wat ek vir julle self verduidelik, kry jy dat hy op 'n sekere stadium 'n klomp rook afgee. Ja. Kyk, die roosterproses is glad nie so romanties en dit ruik glad nie so lekker soos wat die koffie ruik as hy klaar gerooster is, ja. En dan die rook altyd in die huis gehang en dan het ek vir die ouens wat sommer vars gegrind en ons het dit gemaak en gedrink. So dit kom al so 13 jaar saam met my aan. En dan soos in 2020 het ons nou die geloofstap gevat en die koffiewinkel oopgemaak in die dorp en net gesê kom ons bring 'n koffie. My passie was altyd om 'n koffie neer te sit wat lekker is om te drink. Ja. Jy moet hom proe van hom hou. Dis hoekom ons spandeer nie miljoene rande aan bemarking en goed nie. Ons vat die brand aan die mense toe en jy moet dit drink en dit koop omdat jy van dit hou. Van dit hou. Omdat ek van dit hou. Ja, omdat jy van dit hou, moet ek van dit hou. Ons hou daarvan. En dit het ons so begin eksperimenteer en vir 'n jaar lank het ons dit so bedryf en die terugvoer wat ons gekry het was baie positief. Wat ons toe nou na 'n jaar of so wat ons die rooster ingebring het en wat hom nou lekker maak is daar's nie meer rookdampe wat in die huis hang. So die roosterproses trek meeste van die rook uit gedurende die proses. Wow, okay, met hierdie okay, ja. Okay, verduidelik bietjie vir ons en ons kykers wat gaan hier aan. Dit is massief groot. Basies die roosterproses is redelik eenvoudig. Jy kry verskriklik baie verskillende roostermasjiene. Die spesifieke een is baie interessant want hy is ontwikkel deur 'n onderwyser en die onderwyser se buurman is ouens wat die tipe goed bou. So hulle het so al begin speel met die ding, toe bou hulle die wat hulle noem 'n artisan rooster. Ja. So hy basies 'n outomasie, maar jy kan hom nie aansit en uitloop nie. Jy moet hom werk. So hoe hy werk is, jy begin koffie met groen bone. As jy koffie by my aankom, dan lyk hy so. Dit is groen bone. Ja. Dan just nou weet vars uit die sak uit. Varser is dit hang nog aan die boom. Dan moet jy nou die groen boon vat en jy as koffierooster moet nou hierdie boon ontwikkel en iets uit die boon uithaal wat dit uniek of spesiaal aan jou brand maak. Jy kan hierdie boon vir 'n paar verskillende ouens gee en elkeen gaan hom anders te rooster.
omdat jou proses anders is of jou gevoel op rooster is baie anders. So elke ou haal iets spesiaals uit die bone uit. En die hele koffie-industrie is verskriklik interessant, want dit het regtig verfyn geraak en jy kry regtig goeie koffies nou omtrent op elke hoek in Suid-Afrika, wat 10, 15 jaar terug nie altyd die geval was. Natuurlik, ja. En hoe die proses werk is, ons steek die ouetjie aan, hy werk met gas en 'n bietjie elektrisiteit. So hy het 4 gasbranders hieronder wat ons aansteek en dan begin ons die drom draai. Ja. En weet as jy nou hier ons die bietjie outomaties wat ons het, as jy die roasting drum aansit, so hy draai nie rondte en dan het jy nou 4 gasbranders wat hom lekker warm maak. En dan vat ons die temperatuur op na so, ek gaan nou al my geheime weggee nie, maar vat die temperatuur redelik hoog op en dan sit ons die groen bone hierbo in. Ja. En as die temperatuur op die regte grade is, dan trek ons die hek oop en die bone val binne in die rooster in. Dan het ons 'n cyclone extraction agter wat lug deurtrek. Hy help om die hitte te beheer en om die poeier wat afkom van die beans af uit te suig. Ja. En bymekaar te hou. En dan rooster ons. Nou dan vat jy die bone, sy temperatuur val redelik skerp en dan begin jy hom nou rooster tot op 'n sekere temperatuur. En dan is dit die rooster secret hoe jy daai boon ontwikkel. Teen 'n temperatuur tot hy op 'n sekere grade kom en na omtrent so 10 minute min of meer, dan klink dit soos popcorn hier binne, soos wat die bone kraak. Hulle noem dit first crack. Dis die vog wat uit die bone uit ontsnap. Dan kraak die bone, klap dit hier binne. Nou ek probeer, jy kry verskillende grade of verskillende temperature wat jy op rooster. Gewoonlik probeer ek so naas moontlik aan first crack die bone laat die masjien uitkom. Want ek gaan vir 'n medium roast. My enigste blend is 'n bietjie donkerder, maar ek probeer hom nie te donker te rooster nie, sodat jy nog die oorspronklike smake en geure van die boon hou. Ja. Hoe donkerder jy rooster, hoe meer begin baie van daai unieke smake uitval. So na 10-15 minute as ek tevrede is met die kleur van die boon, hy word van groen word nou so lig amper 'n cinnamon kleur, dan raak hy stadig donkerder en as ek nou gelukkig is met die kleur van die boon en dit kan jy daardeur sien. Dit sien ek hierdeur soos wat hy draai en ek maak, jy weet hierdie is wat hulle noem 'n sampler. So as jy hom uithaal, dan kan jy nou lê jou bone nou hier binne. Dan kan jy nou ruik en kyk en sien weet hoe ontwikkel jou boon. Ja. En omdat dit 'n artisan rooster is, jy moet hom voel. Ja. Dit klink nou snaaks, maar soos wat jy hom rooster, jy kyk na die boon en ek wou nou, dit is amper asof die boon so 'n bietjie met jou gesels. Ja. Jy weet jy hou hom dop en jy hou van die kleur van die boon, jy hou van die reuke wat afkom. En as jy nou tevrede is en jy voel daai boon is nou waar hy moet wees, dan maak ons hierdie hek oop. En dan val die bone in hierdie wat hulle nou 'n cooling table. So hy draai in die ronde en dan is 'n waier wat op hom waai en dan wil hy die bone so gou as moontlik afkoel. Want jou bone het wat hulle noem latente hitte. So hy hou al die hitte binne in die boon. As jy hom net laat val, gaan hy aanhou roast. So hy gaan donkerder word. Ja. Ja. So as jy tevrede is met die kleur en die geur, wat ook al gooi hom hier in en hy word nou vinnig afgekoel sodat jy hom kan hou op die kleur en geur wat jy hom het. Ja. Nou van hier af maak ons hierdie hek oop. Dan val die bone binne in 'n drom in. En dan sit ons hom een kant en hy word nou heeltemal alleen gelos vir ten minste 'n dag, so 24 uur. En as jy na die volgende oggend hier inkom en jy maak hy bins oop, dan slaan daai reuke jou. Die boon oornag ontgas. En soos wat hy ontgas, begin hy nou 'n bietjie ontwikkel ook. So jy probeer gewoonlik so dag 2, dag 3 na jy geroust het, probeer jy hom dan eers drink, dat hy lekker, noem dit maar gesettel het. Ja. Dit is interessant. Ja, baie dis so min of interessant. meer in 'n neutedop hoe die roosterproses werk. Ja. En watter tipe bone gebruik jy? Is daar nie 'n sekere tipe boon? Kyk, koffie is oorspronklik ons maar gebore in Ethiopië. Ja. Ons het nou onlangs begin speel met 'n Ethiopië koffie en ons was pleasantly surprised as hulle Engels sal sê. Ons het so 'n bietjie begin werk aan hom en hier's eintlik nogal 'n sterk Ethiopiese groep mense in die dorp. Ja. En ek het van hulle gekry om 'n bietjie die koffie te proe en hulle was mal daaroor. Gesê hulle het my regtig komplimente gegee. Toe het ons begin speel met Ethiopië en hy maak 'n ontsettend lekker koffie, sy eie smake en geure. Maar dan het ons ook ons Colombia wat saam met ons was van die begin van ons besigheid af. Ons het baie mense wat spesifiek hou van die Colombian koffie. Ja. En dan ons blend soos wat hy in sy huidige vorm is. Is dit jou eie? Ja, ons het dit self in mekaar gesit. So die mengsel of die persentasies van die bone is wat ons nou maar op smaak ontwikkel het en mee gewerk het tot hy vir ons die blend se geur en aroma deurbring. En so die blend wat ons het, die Bergevuur blend, hy het 3 bone in.
So hy het 'n Rwanda, Nicaragua en 'n Brazil in. Wow. Mense sien hy is ook effens donkerder as wat ons gewoonlik roast. Ja. Die Nicaragua is daai enetjie wat so 'n bietjie ligter is. Ons het gevind die Nicaragua op daai kleur, is dit amper asof jy sy beste na vore bring. Okay. En dan het ons gevind die Rwanda kan ons 'n bietjie donkerder maak. Hy's 'n bietjie van 'n sterker koffie. En dan die Brazil wat in is 'n Cerrado, is 'n goeie algemene Brazil koffie. Maar hy bring 'n baie interessante smaak na die groep toe. Wat weer hy en die Nicaragua komplementeer mekaar nogal. Kan dit nie glo nie in hulle smaakprofiele. Oh, Dit is eintlik baie interessant, jy weet, ou as jy begin vars koffie of vars geroosterde koffie drink, dan jy ou leer en oor 'n tydperk begin jy jou palet begin nogal verfyn raak. Jy begin agterkom jy's hierdie koffie. Ek kan nou nie vir jou sê hy proe soos potlood skaafs of wat ook al. Maar ek kan vir jou sê as ek hom drink en dis wat vir my belangrik is dat die gewone koffiedrinker moet vir my kan sê as ek hom drink, dan voel dit asof hy my hele mond dek. Met hy slaan my nie op 'n suurpunt of 'n bitterpunt en as ek hom sluk, dan moet hy moet lekker afgaan. Jy moenie as jy klaar is voel jy moet nou 'n handsuiker gaan drink of 5 glase water wanneer hy koffie so bitter hy gee amper gal nie. En gewoonlik koffie is gewoonlik net bitter as jy hom verkeerd geroast het. As jy koffie goed ontwikkel en jy rooster met hom en saam met hom, dan bring jy iets uit hom uit wat lekker is. Koffie moet lekker wees. Ons kry daar sekere dele in die land sonder om te veel weg te gee waar mense verwag dat koffie moet pikswart wees. En die oomblik as hulle hom maak, dan gooi hulle sommer 6 suiker by, want hulle neem aan dit moet bitter wees. Maar as jy koffie reg rooster, dan sit eintlik jy sê veronderstel om suiker by te gooi. Jy moet net 'n koffie kry wat vir jou werk, vir jou palet werk. En ek dink dis wat koffie so verskriklik interessant maak, Jy het seker ander koffieliefhebbers ook al hier gehad wat na jou kom kyk het en gevra hoe kan hulle begin en wat moet hulle doen? Ja, ons het al mense gehad wat kom kyk het wat hulle eie roasteries wil begin het of net hulle eie gekom het na ons toe en ons het geadviseer hoe om watter tipe koffies ons kan kry. Ons het van die kliënte net ons spesifiek vir hulle gerooster. So hulle kom proe en dan ontwikkel ons vir hulle. Jy kan byvoorbeeld jou koffie se prysklas verskil ook ongelooflik. So jy kan in 'n laer prysklas nog steeds 'n goeie koffie kry en dan jou duurder koffie soos jou Colombians en so en wees hy heeltemal 'n eie smake. So ons het al ook ouens gehad wat hulle eie roasteries gaan begin het en kom kyk het en gevra het en getoets het en so. Dit is interessant. Die hele koffiebedryf is regtig baie interessant, Nou maar Erik, baie dankie. Dit was so lekker om by jou te kuier. Ek is amper nou lus vir koffie. Dit ruik so lekker hierso. Mense voel sommer jy's by die huis. En dit is wat koffie doen. Dit nooi 'n mens van buite af in. Ek sê altyd die lekker ding van koffie is anders as wyn, jy kan hom 5 uur in die oggend drink en niemand kyk snaaks na jou. En jy kan hom heeldag drink. En jy kan hom heeldag drink, Erik, ons onderhoude is nie net op sosiale media nie, maar ook op radio. So wil jy nie vir ons luisteraars net jou telefoonnommer gee of waar hulle jou kan in die hande kry nie en dalk jou adres? Nee, seker. My nommer is 071 513 8200. Jy kan my op Google ook soek Berg Coffee Roastery. Dis maar die algemene manier om ons te kry. En dan sal jy ook ons webwerf daar kry, www.bergcoffee.co.za, met al ons inligting waar jy ook kan bestel. Maar die beste manier om bergkoffie te geniet, is jy ry Bekendweg toe, jy kom sit by die roastery of jy kom sit by een van ons wonderlike kliënte in die dorp wat almal die storie ken en almal die vars koffie geniet. Kom drink die koffie, kom proe die koffie, kom ruik die koffie en ek is seker as jy wegloop, sal jy definitief 'n pak koffie saam met jou vat. Nou ja, julle daar het julle dit nou. Bergkoffie in Piketberg. En dit is waar julle koffie moet kom kry indien julle in hierdie omgewing is. Of jy nou Karoo toe ry en of jy Weskus toe ry. Stop hierso by Bergkoffie in Piketberg en kom kry jou pak koffie. Baie dankie Erik. Dit was so lekker hier by jou. Groot plesier. Dankie dat jy kom kuier het. Dankie. Totsiens julle.